Goeiemôre vriende, so aan die begin van 'n naweek. Dit is Vrydag die 24ste April 2026. Ek hoop julle het 'n wonderlike naweek. Ek hoop ons het so 'n bietjie 'n koeler naweek. Dit is maar net lekker om so 'n bietjie meer in koelte ook in te gaan hier in die begin van die winterstyd. Maar mag dit vir julle 'n wonderlike naweek wees. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. O Heilige Gees, maak dit stil in ons hart. Here, neem ons gedagtes oor wat 110 plekke wil wees op een slag. Maak ons ontvanklik vir dit wat U ook vir ons wil leer uit die woord. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, dan gaan ons aan by 2 Timoteus, soos ek sê, ons is amper klaar met 2 Timoteus. Ons gaan hierso vanaf vers 14 aan, ons het so 'n bietjie stil gestaan oor almal wat in Christus Jesus toegewyd aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Ons het 'n bietjie daarby stil gestaan om 'n hele paar ander goedjies. En nou is ons by vers 14 waar Paulus vir Timoteus sê, ja, maar jy Paulus, bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. In die tyd wat ek en jy lewe, vriende, is daar 'n klomp mense wat met 'n klomp goed rondhardloop. En die een van die groot goed in hierdie tyd wat ek altyd vir julle wil sê, julle moet besop voor, is jou sogenaamde voorspoedsteologie, wat deur baie van wat ek keer 'n klomp charismatiese kerke nogal beïnvloed word, of gepredik word. Vriende, weer eens soos ek vir julle wil sê, julle moet baie mooi kyk daarna. Jy moet baie mooi kyk daarna. Jy moet baie mooi kyk na mense wat vir jou sê, maar God het vir hom gesê. Besop daarvoor. Daar's niks onder die son, liewe vriende, as valse profete wat deur alle jare al en deur die eeue al optree. Besop daarvoor. Ek het dit al by telke male vir julle gesê, bly maar altyd by die woord van die Here, by mense wat nederig is, mense wat nie wil voorgee asof die Here sê vir hom nie, wat maar eerder nederig is en sê, weet jy jou maat, ek wil net vir jou kom sê, ek wil met jou iets deel wat op my hart is. Ek dink as 'n ou daai taal gebruik, vriende, by al mense, as 'n ou vir jou begin sê, die Here het vir my gesê, nou hoe check jy hom? Hoe kan jy hom ooit check? Nee, en soos ek sê, besop vir die voorspoedsteoloë, voorspoedspastore, besop vir hulle, vriende. Wat Paulus kom sê hier, is, ek haal nou so 'n bietjie in ons konteks aan, Paulus kom sê hier vir Timoteus, maar jy bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Liewe vriende, wanneer ek en jy aan Jesus behoort, het ons toegang tot die Vader deur die Heilige Gees. Ek en jy het nie 'n pastoor nodig, of 'n predikant nodig, of 'n priester nodig, of 'n die en 'n daai en 'n ding. Ek is deesdae baie ontstellend as ek hoor party mense gaan nog vraggies aan mense wat hulle hande lees. Vriende, ons moenie met sulke goed te mekaar wees nie. Ons moenie te mekaar wees met daai tipe van goeders nie. Glo in Jesus. Wanneer ek en jy glo by Jesus, Jesus het die middelmuur van skeiding afgebreek. Jy het nie meer 'n priester nodig nie. Jy het Jesus as die middelaar en die Heilige Gees as die een wat by jou is, by jou woon. Jy het direkte toegang tot die Vader. Jy het niks en niemand anders nodig. Ja, dit goed is dat ons as die kerk, die liggaam van die Here, opgaan na 'n gebou waarin ons saam God en Jesus en die Heilige Gees loof en aanbid. Dis wonderlik, ja. Dis wonderlik. En die Here deur daai gebroke mannetjie of vroutjie kom praat, of deur die gebroke mannetjie of vroutjie wat die musiek en die goed kom praat. Dis absolute wonderwerk. Engels sê so 'n miracle. God het ons nodig. Maar hy doen dit, en dat hy deur die gemeenskap van gelowiges met mekaar kom praat. Nou in hierdie konteks praat Paulus nou seker 'n bietjie van iets anders, liewe vriende, want is in hierdie handelsstad, dit is omring deur mense wat ander godsdienste aanbid. Dit is 'n verleiding vir hierdie gemeentetjie, en hy kom sê maar net weer vir Timoteus, geliefde seun, hy kom sê, maar jy bly by wat jy geleer het. Want hy sê, maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle mislei ander en word self mislei. Kom sê Paulus in die vorige verse. Maar jy bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was, en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Vriende,
Dan gaan hy aan en sê hy maar net, dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Vriende, bly by die basics. Bly by die basics. En die basics is die geloofsbelijdenis. Ek glo God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus sy enige seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterwe het en begrawe is, ter helle neergedaal het, en met die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God onze Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterwe het. Ons glo in die Heilige Gees, ons glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die gelowiges. Ons glo in die vergifnis van sondes, ons glo in die opstanding van die vlees, en ons glo in 'n ewige lewe. Vriende, dis wat ons glo. En daarom bygesê, besop vir die mense wat sê, hulle het sommer 'n woord van God gekry. Ek en jy kan hulle nooit check nie. Jy kan nooit check nie. As jy kan, gaan neig jy maar eerder na mense wat meer nederig is. Mense wat my eerder vir jou kom sê, weet jy, ek wil met jou iets deel op my hart. Weet jy, ek verstaan nie skrif so, jy kan hom anders verstaan, hè. Ek sê maar net vir julle vriende, wees baie op die uitkyk vir jou valse teoloë in hierdie wêreld. Hulle is deesdae volop. Ook valse mense wat agter hulle aanloop en dan hierdie goeders vir ons mense kom sê, né? So kyk maar net altyd mooi daarop. Maar jy bly by wat jy geleer het en wat jy vas glo. Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. So my 5 sent vandag. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.